Goeienaand, dit is Ina met resepte vir die lewe. Ons kyk na Johannes 7 vers 37. Die laaste dag, die groot dag van die fees. En as ons na Johannes 7 in die begin lees, sien ons dat hierdie is die loofhuttefees, waarna ons verlede week gekyk het. Op hierdie dag, die laaste groot dag, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit is 'n gedeelte wat ons almal ken. Maar as ons gaan kyk na wat regtig daar gebeur het, dan kry ons so 'n bietjie 'n beter prentjie van wat hy hier sê. Hierdie dag was 'n baie belangrike dag, daarom sê dit ook, dit was die groot dag van die fees. Dit was die dag waarop die water gebring is van die Siloam poel af na die tempel toe. Nou daar's verskillende weergawe daarvan. Een van die weergawe sê dat een van die priesters met 'n goue kruik gegaan het om die water te gaan skep, terwyl die ander priesters hom begelei het met lofsange en die psalms gesing het en so aan. 'n ander bron sê weer dat die priesters 'n tou gemaak het en dan het hulle hierdie beker van die een na die ander aangegee, van die poel af tot by die altaar. En dan is dit oor die altaar uitgegooi. En nou kan ek my verbeel dat ek hierdie skare mense sien wat hierdie pragtige ritueel aanskou en goed loof en prys met die psalms wat gesing word in hierdie spesifieke tyd. Hulle besing die lof van die God wat hulle beskerm het in die tyd van die woestyn. Toe hulle deur die woestyn getrek het, die God wat voorsien het, terwyl hulle 40 jaar lank deur die woestyn getrek het. En terwyl hierdie ritueel aan die gang is, spring 'n man op en hy roep uit met 'n groot stem, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Die woordjie lewende water is hierso ook baie belangrik. In Hebreëse denke is water wat stil staan in 'n poel of in 'n kom of wat ook al, is dooie water. Water moet beweeg om lewende water te wees. So hy kom sê hierso, strome lewende water, soos die strome wat uit die Gihon fontein uitkom in die poel van Siloam in. Hy sê daai water wat so lewendig is, hy sê daai water wat lewe bring, sal uit jou binneste uitvloei. Hy kom sê, ek is die lewende water wat jy nodig het. Want ons het ook in Johannes 4 vers 13 mos gesien, waar Jesus vir die vrou by die put sê, elkeen wat van hierdie putse water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat die water drink wat ek hom gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Want die water wat ek hom gee, sal wees soos 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. En dan sê sy, geef my van hierdie water. Hier is ook 'n baie belangrike resep vir ons in hierdie gedeelte. Ek en jy kan staan en kyk vir hierdie water. Of ons kan daarvan drink. Jy sien, die boodskap is baie duidelik. Drink en dit sal uit jou binneste vloei. Drink en jy sal in ewigheid nooit dors kry nie. Dis altyd vir my die wondere, die kontras van, ons sal in der ewigheid nooit dors kry nie, maar ons is ewig dors vir hom, ons wil ewig meer hê van hom. Dis so 'n kosbare kontras, is dit nie? Maar die belangrikste skrifgie vir my nog, kry ons in 1 Korintiërs 10, waar dit vertel, Paulus vertel van hoe Moses die volk gebring het uit die land van Egipte, hoe hulle almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en dan staan daar, en almal het dieselfde geestelike spys geëet, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het, en hierdie rots was Christus. Party van die vertalings laat dit klink asof die rots hulle werklik gevolg het. Nou, dis een van die vrae wat ek vir Vader wil vra, eendag as ek daar kom. Het hierdie rots hulle regtig gevolg?
Of is hierdie nou maar net 'n geestelike prentjie? Die wonderlike daarvan is, die rots, Yeshua Mashiach, Jesus Christus, die rots van ons geloof, hy volg ons nie net nie, hy gaan ons vooruit. En uit hom uit stroom die lewende water. En ek en jy kan daarvan drink in oorvloed. En ons sal nooit weer dors kry nie, maar ons sal ewiglik dors wees vir meer van hom. Slaan jou oë op, my boetie, my sussie, as jy in die woestyn is, as jy in 'n woestynseisoen is en dit voel vir jou, of jy uitgedor is, die rots is net daar by jou. By hom sal jou ewige dors geles word. Drink van hom, en die strome lewende water sal uit jou binneste vloei. Ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Daarom is dit nodig dat daardie water ook kom en ons skoon was. Partykeer is dit net nodig om so voor hom te gaan staan en sê, spoel my net 'n slag weer skoon, dat al die ou stof en spinnerakke net so bietjie kan verdwyn, dat ek weer skoon en vars voor u staan. Ek loof u, my koning, dat u vir ons die lewende water is, wat ons ewige dors les. Dankie. Amen.